Ek wil vanoggend 'n bietjie met u gesels oor beginsels waarmee ons kan lewe. Principles to live by. Baie keer leef ons op emosionele vlak. Ons leef vanuit ons emosies. En as ek nou een ding is wat ek in my lewe nou al geleer het, as jy volgens jou emosies die hele tyd reageer, dan gaan jy droog maak. Is dit nie so nie? Ek praat nou van eerstehandse kennis. Die oomblik as ek toelaat dat emosies met my weghardloop, dan raak die koppietjie lekker laf. Jy verloor hom iewers te langs die pad. Okay, maar as ons met beginsels lewe, dan maak dit 'n verskil. En daar's 'n paar beginsels, ek kan honderde beginsels seker vir u uitlig, maar ek het net so 'n paar neergeskryf wat ek graag met u wil deel. Beginsels as kinders van die Here, vrygekoopte, bloedgewaste kinders van die Here. Vergeet ons soms dat hierdie goeders waar is en dat ons lewens in lyn moet kry daarmee. En ek noem dit vir jou vanoggend en gaan sit en praat met jouself. Terwyl jy daar sit, praat met jouself en vra vir jouself, is ek op die regte plek? Is dit hoe ek leef? Is hierdie beginsel deel van my lewe? Is dit hoe my lewe gerig word? En die eerste beginsel waaroor ek wil praat is, ons beste reaksie op sy liefde is om hom te vereer, to honor him, om eer aan God te bring met ons lewens. Nou die vraag is nou natuurlik, hoe bring ek eer aan God? Wat is die enkel grootste ding wat ek kan doen waardeur ek met my lewe eer aan God kan bring? Wat is die enkel grootste ding wat ek kan doen? Gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan God. Dis goed vir ons om te sing, dis goed om ons hande op te hef, is goed om met ons woorde om te loof en prys. En al hierdie goeders is wonderlik en great en mooi, maar dit beteken niks as ek nie in gehoorsaamheid leef teenoor God nie. As ek nie hierdie woord volg en doen wat die woord vir my sê nie. Gehoorsaamheid is daai stukkie ding waarmee ek eer aan die Here bring. En ons is veronderstel om met ons hele lewe en ons hele wese hom te vereer en te verheerlik. Dit beteken uit die aard van die saak, al die goed, die praktiese goed wat ons doen, soos Bybel lees, tyd om in die woord te spandeer, tyd om in gebed te spandeer, tyd in aanbidding, tyd met mense, tyd om getuienis te lewer, al daai goeders wat ons doen, wat belangrik is, dit bring eer aan hom, maar ons doen dit vanuit ons gehoorsaamheid aan God. So Jesus het sy hele wese, sy hele lewe kom gee vir jou. Vader het sy enige gebore seun gevat en gesê, ek gee hom vir julle as 'n losprys. Ek gee hom om in jou plek te kom sterwe op hierdie aarde, as 'n bewys van my liefde vir elke mens op hierdie aarde. En dis daai liefde wat ons trek, dis daai liefde wat kom klop by die deur en vra ons moet oopmaak, dis daai liefde wat Jesus sê, ek wil kom feesmaal hou saam met jou, ek wil in jou lewe wees, ek wil deel wees van jou, dis daai liefde wat veroorsaak dat die oomblik wanneer ek my hart aan hom gee, Heilige Gees in my kom woon en woning maak in my, dis daai liefde wat veroorsaak dat Heilige Gees binne in ons, elke oomblik met ons praat, elke dag met ons praat, en met ons deel, met ons werk, in 'n verhouding met ons staan, naby ons is, so naby as wat niks anders aan ons kan wees nie. So, dis die liefde wat hy kom openbaar het. En as ek daai liefde wil antwoord, as ek net een stukkie kan teruggee van Here, van u liefde vir my, gee dan jou gehoorsaamheid. Jou absolute gehoorsaamheid. Gee dit aan hom. Dis hoe ons hom vereer
en hom verheerlik. In Korintiërs 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 sê hy, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie? Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees, wat aan God behoort. Broer en suster, as ek en jy enigstens, as 'n kind van God op die plek is waar ek sê, ek behoort aan God, dan moet ons so leef, soos mense wat aan God behoort. Is dit nie so nie? So kom ons leef dit. Die volgende beginsel is die enigste doel van hierdie lewe is om voor te berei vir die volgende lewe. Die enigste doel van hierdie lewe is om voor te berei vir die volgende lewe. En tog, werk ons so hard en sit so 'n groot effort in vir hierdie lewe. Om hierdie lewe uitgesorteer te kry. Om hierdie lewe gemaklik te maak. Ons leef somtyds asof ons geen verwagting het dat daar 'n lewe hierna is nie. Ons leef asof dit die enigste lewe is. So alles wat ek doen is gefokus op nou en hier. Terwyl ons eintlik veronderstel is om te besef, hierdie is in die konteks van ewigheid, kan jy nie eens hierdie tyd noem nie. En dan praat ek van die volle bestaanstyd van mensdom op die aarde. Kan ons nie, in vergelyking met ewigheid, is dit niks tyd nie. Dis, ek kan nie eens vir jou wys hoeveel dit is, in vergelyking met ewigheid nie. En tog leef ons asof net hierdie stukkie, waar my 2 vingers daar teen mekaar raak, daai stukkie daar tussen, asof net dit saak maak. Ons leef asof dit al is waaroor die lewe gaan. Vader, Jesus, Heilige Gees, help ons om ewigheid te verstaan en te besef, dat dit in ons harte sal leef. We need to prepare for the next life. 2 Corinthians 4:18 says, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, dis verbygaande, but the things that are unseen are eternal. Ek en jy moet lewe vir die ewigheid. En alles wat ek en jy doen op hierdie aarde, en ons moet dit besef. Broer en suster, ons moet dit net eenvoudig besef. Wat ook al ek hier doen, het 'n direkte effek op die ewigheid. Hoe ook al ek hier lewe, wat ook al ek hier sê, hoe ook al my fokus is, my hart is, alles wat ek hier het te doen met die ewigheid. Jy het 'n wonderlike bediening en al die goeders, en is great, en ons moet dit doen, maar al wat ons besig is om onsself voor te berei vir die ewigheid. God het vir jou gemaak vir die ewigheid. Hy het vir jou gemaak vir die ewigheid, nie vir hierdie aarde nie. Hierdie aarde is verbygaande, en ons sê, ek en Annelien het so baie hierdie week gepraat, ons is nou vir 'n bietjie op verlof, en dan as jy weet, jy begin het, dan moet jy huis toe kom. Net so, dan dink jy, waar is die tyd? Want soos die eerste kwartaal is verby van hierdie jaar. Dit voel vir my soos nou die dag wat ons begin het met hom. En hy is verby, en ek wil ons almal kan getuig hoe vinnig die tyd verbygaan. En as jy nou al in jou ouderdom staan en jy kyk so 'n bietjie terug, dan sê jy vir jouself, waar is dit heen? Maar nou gaan lees die Bybel, Salomo het daaroor geskryf, daar's baie mense in die Bybel wat daaroor geskryf het. Hoe vinnig tyd verby gaan, hierdie stukkie tyd van jou en my is so min, dat ons eintlik so baie moet doen, sodat
dat die ewigheid waarheen ek en jy gaan, en wat ons vir ewig gaan wees, dat dit 'n effek kan hê. Lees saam met my, Joni Eariksson Tada skryf die volgende, she said, when a Christian realizes his citizenship is in heaven, he begins acting as a responsible citizen of earth. He invests wisely in relationships because he knows they're eternal. His conversation, goals, and motives become pure and honest because he realizes these will have a bearing on everlasting reward. He gives generously of time and money and talent because he's laying up a treasure for eternity. He spreads the good news of Christ because he longs to fill heaven's ranks with his friends and his neighbors. All this serves the pilgrim well, not only in heaven but on earth, for it serves everyone around him. Broer en suster, en weet jy wat nou? Baie keer wanneer ons dink aan die ewigheid, en ons is dalk so geleer al vir lank, en ons dink aan die ewigheid, dan is die eerste ding wat ons aan dink is, ek moet geld belê vir die ewigheid. Jy weet? Ons is nou geleer, betaal jou tiende, jy gaan in die ewigheid, jy weet, die Bybel praat daaroor. Maar weet jy hoe klein deeltjie is jou geld van alles? Man, dis niks. Jy het baie meer tyd as wat jy geld het. Jy het baie meer talente as wat jy geld het. Jy het 'n getuienis wat baie belangriker is as geld. So dit gaan nie oor die wegsit van geld of gee die geld of tiendes of offerandes of enigsins sulke goed nie. Daaroor ja, maar dis die kleinste deel daarvan. Wat doen jy met jou lewe wat 'n impak het op die ewigheid? Dis dalk die groot vraag wat ek vir jou moet vra. Wat doen jy met jou lewe wat die ewigheid impakteer? Of is die enigste impak wat jy nou het, hier vir nou, vir jou lewe nou? Soos dit in die begin sal leef, ons leef vir die ewigheid. Ons leef vir die ewigheid. Die volgende beginsel, die woord van God is die enigste waarheid wat saak maak. Hulle is nou veronderstel om amen te sê daarop. Dis die regte tyd vir 'n amen. OK, dankie. Baie dankie. Ek waardeer daai amens. Ek glo dit kom uit 'n goeie hart. Die regte opgewondenheid oor die woord van God is die enigste waarheid wat saak maak. Broer en suster, weet julle wat? Deur jare nou al, ons is nou al meer as 30 jaar in die bediening, het ek nou al 'n paar mense mee gepraat. En ek het al 'n paar beradingssessies gehad, en spesifiek baie keer huweliksberadingssessies gehad. En waar jy baie keer nou die eerste gedeelte, gewoonlik, dit is nogal interessant in die konteks van huweliksberading, is dit gewoonlik die vrouens wat jou eerste kom sien. Altyd vir my snaaks. Die manne, ek weet nie, of hulle is blind, of hulle is trots, ek weet nie, maar daar is iets. Maar is gewoonlik die vrouens wat sal kom, of 'n dame wat sal kom en vir my sê, pastoor, ek het 'n krisis. En ek het 'n krisis in my huishouding, ek het 'n krisis in my verhouding met my man. In ons huwelik, ons het 'n krisis. En wat vir my nou altyd interessant is, dan sal jy nou 'n bietjie gesels en luister nou. As jy nou ooit by my was, sal jy nou weet, ek is nie iemand wat hou van vuil wasgoed was nie. Want net sien ek van jou wasgoed wat ek nie wil sien nie. OK. En wat nie goed is om te sien nie, ek kry dalk net my kop uit weer vir ewig nie. So ek fokus eerder in die konteks van berading, en dit is maar vir my fokus ek eerder op die uitkomste wat belangriker is as vir my as die
die goed wat nie lekker werk nie. Maar ek het al na mense geluister, eintlik in 'n sekere sin so half gedwing om te luister, want jy moet nou luister, want dis reg, jy moet luister. Dis 'n goeie ding. Maar dan sal ek nou 'n storie hoor. Dan lyk hierdie storie so, dan sal ek nou vir myself sê, Jesus, daai man is 'n skarmunkel. As ek hom in die hande kry, gaan ek sê kop lekker vryf. En dan kom sit die man daar, dan verduidelik hy sy kant, dan dink ek, nee, nou is die vrou die skarmunkel. Jy verstaan? Jy sien, elkeen het sy waarheid weet. En dit gaan oor persepsie. Jy weet, jou persepsie van 'n saak is jou waarheid. Ongeag of dit waar is of nie waar is nie. Ek sal eendag 'n bietjie praat oor persepsies. Maar jou persepsie wat jy het oor enige saak wat daar is in hierdie wêreld, is jou waarheid. Of dit die waarheid is of nie. En weet julle wat? Partykeer is ons, die Engels praat van 'n woordjie, het 'n mooi woordjie, opinionated. Ek weet nie wat sê Afrikaans vir dit nie. Opinie, wat ook al. Julle weet wat dit beteken, né? Ek het my opinie, en my opinie is die regte opinie. Dis waarheid. Maar weet julle wat het ek geleer in hierdie lewe? Selfs die waarhede waaraan ek en jy so magtiglik vashou en vasklou, is nie altyd die waarheid nie. Dis deur spek met my persepsie van wat is waarheid. Daar is net een waarheid. Net een onverskrokke waarheid. Daar is net een magtige waarheid. Die woord. Daar is niks anders as waarheid binne in daai woord nie. So ek en jy moet weet dat hierdie woord is my waarheid. Dis hierop staan ek en hierop val ek. En minder, ons moet minder probeer om net weet my waarheid. Kom ons gaan na God se woord toe in alles wat ek en jy doen en ons sê, Here, laat u woord my leer en my lei en my rig, dat dit my enigste waarheid sal wees hierdie. En weet jy wat? Daar's baie mense wat opinies het oor wat hier binne is. Ja, maak seker dat daai opinies waarna jy luister, waarvoor jy jou ore leen, regtig gebaseer is op die waarheid wat hier binne staan. Meet mooi, dit wat jy luister na en dit wat jy hoor, aan die waarheid wat hierin is. Dit beteken noodwendig, jy moet weet wat hier binne staan. Jy moet tyd spandeer met die woord, sodat jy kan weet wat hier binne staan. My skoonma, gaan nou 'n bietjie praat oor haar. My skoonma, sy kyk nie hierdie op die Facebook nie, so dis okay, ek is veilig. En my vrou weet, ons praat nie uit die huis uit nie. Maar my skoonma, sy hou van lees. So sy sal 'n boek vat en hom lees. Maar dan sal sy die storie vir jou vertel, wat sy gelees het, die boek wat sy nou gelees het. Sy weet alles van almal af in daai boek. En sy vertel daai storie van die begin tot die einde toe. Die kleinkinders wat nou nog op skole sê vir haar, hulle sal vir haar hulle voorgeskrewe werk gee. Dat sy dit lees en net vir hulle die storie vertel, want sy vertel dit in detail. Jy weet, en natuurlik, jy weet mos nou, as jy 'n boek lees, dan sit jy mos nou jou eie emosies binne in die karakters in. So sy vertel dit, die hele storie, as jy daar sit en luister, jy hoef nie die boek te lees nie. Want sy ken dit, sy het daar geleef daarin. Broer, suster, dis waar ek en jy ons moet leef hier binne. En as ek hier binne leef, dan sal dit wat hier binne is, hier binne wees. En dit sal my voetstappe rig, en dit sal vir my, man, jy gaan baie krisisse, hartseer en pyn gespaar word in hierdie lewe. Leef die woord. Dis so eenvoudig soos dit. 2 Petrus 1 vers 3 sê hy, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe in God vrug dien. Deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid
en sy deeg. Ek het alles wat tot lewe en Godvrug dien. Die waarheid is in Jesus Christus, wat ek hier kry, in die woord. So leef dit, dis my enigste waarheid. 2 Timothy 3 verse 16-17 says, all scripture is breathed out by God. Dis God se asem. So met ander woorde, as ek nou in my eie woordjies kan sê, as ek tyd hier spandeer, dan haal ek God se asem in. En wat 'n wonderlike asem is dit nie hierdie nie. Hy sê, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, that the man of God, ek en jy, die mens, die man van God, die mens van God, that they may be what? Complete. That they may be complete, equipped for every good work. Who of you want to be complete? Wie wil volmaak wees? Wie wil by daai plek uitkom? Almal van ons. Wel, is eenvoudig. Daar is die antwoord. Hier is die waarheid. Lees dit, leef dit. So, hoeveel van God se asem haal jy in? Is jy gereeld hierso? Lees jy gereeld? Bestudeer jy dit gereeld? Praat jy gereeld met die Here hieroor? Wat hier binne is? Die volgende beginsel. Lewe uit jou waardes en nie uit jou emosies nie. Live from your values and not your emotions. Hebreërs 10 vers 16 sê hy, want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit in die dae, spreek die Here, ek sal my wette gee in hulle hart en in hulle verstand sal ek dit inskrywe. Ek sal my wette gee in hulle hart en in hulle verstand sal ek dit inskrywe. Here, gee u wette, gee u woord in ons harte en skrywe dit in ons verstand in. Broer en suster, ek het in die begin gesê, as ons vanuit emosies leef, gaan ons altyd sukkel. Emosies is 'n baie gevaarlike ding om ons te lei na waarheid toe of om ons te lei na uitkomste toe. Want waarheid, en ons het net toe ek daarna verwys, want waarheid het te doen met my persepsie, weet, menswaarheid. Hoe voel ek of hoe dink ek oor 'n saak? Jy kan 'n spesifieke ding sien gebeur, en jy het 'n persepsie daaroor, is nie noodwendig te sê, dis wat gebeur het nie, maar jy het jou persepsie daaroor. Jy sien 'n mens op 'n sekere manier optree, en jy het 'n persepsie daaroor. Jy, outomaties is dit in jou. En ons moet vir die Here vra, Here, kom lei my deur u woord, laat u woord binne my bly, en laat waardes my lewe rig. Daar sekere goedes waaroor ek en jy passievol voel. Sekere goedes wat vir ons ontsaglik belangrik is. Daar sekere goed wat as ek op dit afkom, dan ek word onmiddellik kwaad. Wanneer iemand my wil manipuleer, word ek onmiddellik kwaad. Ek kan myself nie, ek kan myself seker help, maar ek wil nie myself help nie. Want ek wil nie gemanipuleer word nie. Miskien sal ek eendag daaroor praat, oor wat gebeur wanneer ek toelaat dat iemand my manipuleer. Dit is 'n baie gevaarlike plek vir enige mens om te wees, wanneer jy toelaat dat mense jou manipuleer. Maak nie saak of dit jou man of jou vrou, jou kinders of jou huis, gesin is of enige iemand is nie. Dis vir my is dit 'n waarde in my lewe. En ek het die gronde daarvan binne in God se woord. So maak seker dat as jy waardes het waaraan jy vashou, dat dit gebaseer is op die woord van God,
op waarheid en nie jou persepsie nie, of wat jou lekker laat voel oor 'n saak nie. Party van julle het waarhede waaraan julle vashou, of waardes waaraan jy vashou, maar dit het niks te doen met die ewigheid nie. Dit het alles te doen met nou, en met hierdie wêreld, en met sy goeders. So kry jou waardes, wat jy leef in lyn met God se wil, en God se woord, en leef dit. Leef dit. Dan die volgende een is, sonder die Here kan ek niks doen nie. Dis nou weer tyd vir 'n amen hierso. Sonder, without the Lord I can do nothing. Broer en suster, ons het hierdie drome van hoe groot en sterk ons is. En van wat ons alles kan regkry in die lewe, en hoeveel invloed ek het, en mensdom, ek wens ons kan dit uit ons uitkry, dat ons is niks nie. Dis wat Jesus probeer om sy disippels op 'n konstante basis te leer. Elke keer wanneer hulle aan die stry raak oor wie's die belangrikste in die koninkryk, dan hy baie keer roep hy 'n kind nader en sê, sien julle hierdie kindjie? Nie een van julle het enige agting vir die kind nie. Maar hierdie kindjie is die belangrikste in die koninkryk van God. En 'n ander plek sê hy, dan gaan hy na 'n plek toe, en as hulle so stry in die goed is, dan gaan kniel hy, en hy bring 'n bak water, en hy was hulle voete, soos 'n diensknegt, en gewoonlik die persoon, die slaaf in die huishouding wat die voete gewas het, is die onderste slaaf. Hy die minste sê, hy met ander woorde, hy's man in die hiërargie, is hy heel onder, net bo slak. En dis waar, en nou gaan hy, en hy gaan kniel voor hulle, hy was hulle voete, hy sê, dis wat julle moet doen, dis hoe jy moet dien, sy hele wese was, ek dien jou, ek kom, en ek het hy het homself nie verhef bo enige iets nie. Wat nog te sê, ek en jy, wat absoluut vir alles afhanklik is van hom. Jy sit nou daar en jy haal asem. Elke asemteug is genade. Ons kan baie keer met hierdie wanindruk oor onsself leef, oor hoe belangrik is ek. En dat alle reëls moet gaan soos wat ek wil hê die reëls moet gaan. En ek is die baas, en almal is natuurlik dan klaar as ek die baas is. Sonder Vader, en sonder Jesus, en sonder Heilige Gees, is ek en jy niks. Ons is verlore mense, wat gebroke is op pad hel toe. Hy is alles. Hy is alles. So, raak ontslaaf van jouself, en jou eie selfbelangrikheid. Raak ontslaaf daarvan. En vra dat Jesus vir jou regtig kom wys wie hy is en wie jy is. In dieselfde tyd, my broer en suster, in dieselfde tyd wat ek kan opstaan en voor God sê, Here, ek is 'n vrygekoopte, bloedgewaste kind van die Allerhoogste God. Jesus Christus, ek is 'n mede-erfgenaam van Jesus Christus. Maar hoekom is ek en jy dit? Nie omdat ons goed is of iemand is of iets is nie, maar net 'n magtige stuk genade van 'n God wat my liefhet. Van 'n Here wat bereid is om vir 'n mens met al sy gebrokenheid en tekortkominge so 'n magtige seën uit te giet. Ja. John 15 verse 5 says, I am the vine, you are the branches.
Ek is die wynstok, julle die lote. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. Apart from me, you can do nothing. Apart from me, you can do nothing. Die volgende beginsel is jou standpunt wat jy inneem vir die waarheid gaan jou iets kos. As jy op die waarheid staan, gaan jy 'n prys betaal. Want die wêreld haat die waarheid. Dit is so eenvoudig so dit. Die vyand haat die waarheid. En hy sal alles in sy vermoë doen om jou te probeer onderdruk, om jou te probeer bang maak, om jou te laat wegskram hiervan. Alles, hy sal alles in sy vermoë doen. Om seker te maak dat jy nie hierdie waarheid leef nie. Want ek sê nou vir jou, as jy die waarheid leef, gaan jy 'n prys betaal daarvoor. Jy sal 'n prys betaal in die wêreld, want jy's anderster as die wêreld. Wanneer jy op 'n plek is waar mense goeders doen wat nie reg is nie, en jy vir jou daarvan verskoon, dan kyk hulle jou snaaks aan. Daar's baie mense wat nie kan besigheid doen nie, want hulle is nie bereid om 'n geldjie onder deur die tafel te gee nie. Jy moet vir jouself vra, Here, leef ek waarheid of leef ek dit nie? Wil ek God se seën hê of mense se aanvaarding hê? Luister gou mooi vir my, ek wil hê jy moet hoor wat ek nou gaan sê. Mense se aanvaarding is nie 'n seën nie. God gee seën. En wanneer ek en jy in gehoorsaamheid saam met hom die pad loop, dis die seën van die Here. Ons gaan terug na die eerste punt toe. Hoe vereer ek hom? Deur gehoorsaam te wees aan hierdie woord. Ek is doodseker, hier is van julle wat hier sit, wat kan getuig hoe dat jy teenstand kry by mense, by familie. Jy weet, ek het nou groot geword in die AGS kerk. So baie van die goed, of al die goed, wat in die AGS kerk as, kan mense noem, vanselfsprekend aanvaar word, goed soos doop, weet, doop van gelowiges, deur iemand te onderdompel, goed soos Heilige Gees en die vervulling met die Heilige Gees, spreke in tale en profesie en al die gawes van die Heilige Gees, daai goeters het ek mee groot geword, so dit is nie vir my 'n snaakse ding nie, ek het daarmee groot geword, dit is deel van my opvoeding, maar in my tyd, wat ek as 'n pastoor dien en toe ek 'n kind was, is ons vervolg as gevolg daarvan. Jy was 'n wederdoper en 'n happy clappy. En jy het snaakse goeders gedoen. Julle sal dit onthou. My ouma, wat nou bietjie ouer as ons is, wat nou uit John G. Lake se beweging gekom het, waar die kerk ontstaan het, deel van die eerste mense was van die kerk, is mense wat vervolg is. Julle sal nou, as jy nou dit onthou, ek as kind, daar was nie 'n manier dat ek as 'n AGS lid 'n prefek in 'n skool kon word nie. Daar is nie 'n manier nie. Jy het dit net nie gedoen nie, want jy is in die AGS. Daar's party van julle wat weet, jy sou nooit 'n hoë pos kry in enige stelsel of enige organisasie nie, want jy kom uit die AGS uit. Dit het al verander. Dieselfde mense wat ons vervolg het oor die doop is intussen al self gedoop. Dieselfde mense wat met ons gespot het oor die Heilige Gees praat self nou in tale. Hulle self mense wat profeteer waardeur die gawes van die Heilige Gees werk. Want een of ander tyd gaan jou oogies oop vir die waarheid. Jy kan nie teen die waarheid stry sonder dat die waarheid met jou praat nie. Nou broer en suster, die oomblik wanneer ek en jy opstaan vir waarheid, jy gaan in jou huis opstaan vir waarheid. As jou familie nie die Here dien nie, gaan hulle teen jou draai. Jesus het self
dit vir ons verduidelik, toe hy gesê het, ek het gekom, en julle gaan nie noodwendig vrede hê nie. En seun sal teen pa draai, en dogter teen ma draai, en familie teen familie draai. Ek ken mense wat onterf is, omdat hulle laat doop het. En, maar weet julle wat is die beste van alles? 20 jaar later, dan doop hulle daai mense wat nou hulle onterf het. Vervolging, luister mooi vir my, vervolging is nie 'n slegte ding nie. Vervolging sal die kaf van die koring van mekaar skei. En vervolging het nog altyd die kerk goed gedoen. Die kerk het nog altyd die vinnigste gegroei in lande waar vervolging is. Die kerk in Suid-Afrika het altyd die kerke wat gegroei het vinnigste is kerke wat vervolg is. Dis maar eenvoudig. Jy sien, want die Here sê, as jy bereid is om 'n prys vir my te betaal, dan sal ek jou seën. Ek sal my guns op jou laat rus. Ek sal dit doen. So eenvoudig soos dit. Filippense 3 vers 8 sê, ja waarlik, ek ag alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het, en as drek beskou om Christus as wins te verkry. Dis wat ons doen. Broer en suster, dit wat ek en jy kry, is baie groter as wat ek en jy ooit in ons lewens kan verloor. Elke keuse wat jy maak, het gevolge. Elke keuse. En dis die laaste ene, het gevolge. Ek dink dis logies, né? Maak nie saak wat jy doen nie, daar's gevolge. En as jy dalk nou op 'n plek is waar jy sê, ek gaan nie 'n keuse maak nie, dit het ook gevolge. So, wat is belangrik wanneer ek en jy besluite neem en besluite maak in hierdie wêreld? Maak seker, dis gegrond op die waarheid van God se woord. Want dan kan die gevolge net goed wees. Maak seker, dis in lyn met God se wil. Nou daar is onvoorsiene gevolge van enige besluit. Daar's onvoorsiene gevolge. Jy kan sekere goeders besluit en jy kan beplan en sê, okay, dis moontlik dat hierdie goed kan gebeur en hierdie goed in plek kan val. Maar daar's sekere goed wat jy nie kan raak sien nie. Daar's sekere goeders wat in God se beheer is. En natuurlik is die vyand altyd besig om te roei en te stoei met ons, en mense roei en stoei met ons. Maar onthou net, elke keuse het 'n gevolg. Het maak nie saak wat dit is wat jy besluit nie. Een of ander tyd gaan daar 'n prys wees om te betaal. Galatians 6 verse 7 says, do not be deceived, God is not mocked, for what everyone sows, that will he also reap. As jy 'n besluit neem om 'n losbandige lewe te lei, dan gaan jy die prys betaal. As jy besluit om vir die inspraak van Heilige Gees in jou lewe en die leiding wat hy vir jou gee, die pad wat hy wil hê jy moet stap, vir watter goeie rede jy ook al kan hê, as jy sou besluit, ek gaan dit teenstaan, daar is gevolge. Net soos wat gehoorsaamheid gevolge het, so het ongehoorsaamheid gevolge. Jy betaal 'n prys. Maak nie saak wie en wat ons is nie. Jy betaal 'n prys vir die uitstel, vir Here, ek sal volgende week aandag hier aangee. Ek sal volgende maand hierdie doen. Here, nie nou nie, ek sal 'n bietjie later my lewe met U uitsorteer. Ek is eers besig om die lewe te geniet. Jy betaal 'n prys. Maak die regte keuses op grond van God se woord, in lyn met sy wil, en die prys, dit wat die gevolge daarvan is, altyd goed. Is altyd goed. Elkeen van ons maak keuses in hierdie lewe. So, my reaksie op sy liefde, vereer hom. Die doel van hierdie lewe is die volgende lewe.
Wat ek doen hierso het 'n effek op die volgende lewe. Die woord van God is ons enigste waarheid wat daar is. Lewe vanuit jou waardes, sonder die Here is ek absoluut niks. En jou standpunt vir die waarheid gaan jou iets kos. En elke keuse het gevolge. Miskien, ek het nou die klompie punte genoem. En ek glo dat die Here wil hê ek moet dit genoem het, want jy sit dalk hier en jy moet vandag as een van hierdie goed is dalk op jou lewe van toepassing. Dat is dalk iets waarmee jy stoei en jy moes dit net hoor vanoggend. Miskien het jy in jou lewe keuses gemaak en jy betaal nou 'n prys. Jy kan dit verander, gaan na Jesus toe. Die woord van die Here sê net waar jy saai sal jy maai. Dit is so, saad wat ek in die grond sit, gaan opkom. Daar's net iemand wat die wese van saad kan verander. Wie is dit? God. Hy kan die wese van saad verander. As ek verkeerde saad gesaai het, en ek het berou in my hart, en ek kom na hom toe, en dis binne in sy wil, dan kan God die wese van die saad wat ek in die grond gesit het, verander. Dis binne sy vermoë om dit te doen. Ek in Oudtshoorn het ons 'n gebedsgroep gehad met 'n klomp manne. En een van die ouens het op 'n plaas buitekant in Schoemanshoek geboer. En hy volstruise geboer en toe hy melkbeeste gekry, so hulle is afhanklik van voer. Voer is 'n baie belangrike ding. Reën is nie volop daar nie. So daar's baie keer droogte tye en hulle het voer nodig. En hy gaan en hy plant haver. En die mense by die saadplek het vir hom die verkeerde soort haver gegee. Die goed groei plat op die grond. Dus dit groei soos grondbedekker amper. Dis hoe die goed groei. Die blaartjies groei net so hoog. Dis al. En hy het geplant vir voer, so hy wil dit stroop en bale maak en dan weet laat hy sy beeste deur die droogte tyd kan vat. Hierdie is voer, is haver wat op die grond groei, jy kan die beeste injaag, hulle kan vreet daar, maar dis dit. Dan is dit af. En hy gaan terug na die ouens toe, die ouens sê vir hom, sorry, ons kan niks aan doen nie. Ons weet nie hoekom dit so is nie, maar dis wat jy het. Hy het klaar, baie geld betaal vir die saad. Nou, ons kom op 'n Vrydagoggend by mekaar. En daai oggend sê ons vir hom, ons gaan bid. Ons gaan bid. Dat die Here die wese van die saad verander. Maar net hy kan dit doen. Net hy kan dit doen. En ons bid vir die oggend, ons is 'n klomp manne saam, en ek doen 'n gebed, en ek vra Here, verander die wese van hierdie saad. Hierdie haver moet regop staan. Hulle moet nie plat lê nie. Hulle moet nie so op die grond groei nie. Die haver is veronderstel om regop te groei, groot goeders te word. En dis 'n eenvoudige gebed, dis niks ingewikkeld nie. Dit is niks wat ek aan kan doen nie, dis niks wat hy dan kan doen nie. So dis dit. En ons het gebed en so aan, en die Vrydag, Maandag en Sondag, toe hy by die kerk kom, hy sê vir my, iets het gebeur. Hy sê, die goed begin regop staan. Ek sê vir hom, ons het mos nou gebid daarvoor. Dis hoekom die goed regop staan. Want God verander die wese van saad. Hy kan die wese verander. Hy het my 'n foto gestuur, 'n ruk daarna, ons was daar op die plaas weer 'n keer en ons gaan kyk. As hy sy trekker staan in die land en dan staan die haver so bo sy trekkerwiele verby. Bo die trekkerwiele. Jy kan nie die trekker se wiele sien nie. Dis wat God kan doen. Hy kan die wese verander van saad. As ek na hom toe gaan en vir hom sê, Here, U weet, ek het keuses gemaak in my lewe, wat nie goed is nie, daai saad lê in die grond, en miskien net, is jy besig om die vrugte te pluk van daai saad. Want ek bedoel, dis wat die woord van die Here sê, dis 'n wet, dis 'n natuurwet, en dis 'n geestelike wet, dit wat jy in die grond sit, is wat gaan opkom, en maak nie saak wat jy gesaai het, en dit kom dalk nou op, en jy is besig om daai vrugte te eet,
Wel jy kan na God toe gaan en vir hom vra, verander die wese van die saad, en hy sal dit verander. Glo jy dit? So dan maak nie saak watter van hierdie goeders op jou lewe van toepassing is nie. Miskien is daar waardes wat jy 'n bietjie moet aanwerk. Miskien moet jy werk aan die gehoorsaamheid aan die woord. Die Here praat al 'n rukkie met jou dalk en jy het nog nooit daar uitgekom nie. Ek wil graag saam met jou bid dat Vader jou gaan help om hierdie beginsel in jou lewe te sit en dit te leef. So kom ons maak ons oë toe asseblief. Dankie Vader, dankie Jesus, dankie Heilige Gees vir die teenwoordigheid in ons lewens. Dankie dat U met ons praat. Heilige Gees, U maak hierdie woord lewendig. Dis U wat die saad van die woord in elke hart lewe gee. En dankie daarvoor. Ek eer U dat U hier is om met ons te ontmoet en dat U, Here, ons lewens wil aanraak en verander. Terwyl jy oë gesluit hou, maak nie saak nie, miskien gaan dit oor die saad wat in die grond is, miskien gaan dit oor, Here, ek lewe nie regtig vir die toekoms, vir die ewigheid nie, ek lewe vir nou, maak nie saak wat dit is nie, jou waardes, jy weet waaroor die Here met jou praat, ek wil saam met jou bid. As jy vir die Here wil sê, Here, hier is iets in my hart, wat ek wil hê, U moet my help om mee te deel, staan gou op jou voete, ek wil saam met jou bid. Dis net 'n gelooftree wat jy gee, jy sê net, Here, ek vertrou U dit. Staan gou op, ek gaan dit nou nie uittrek nie, jy weet as die Here met jou praat, jy sit nou al 'n rukkie en luister hier na my. So as die Here met jou praat, staan op, miskien betaal jy 'n prys vir die waarheid, jy is dalk besig om 'n prys te betaal, en dalk is dit vir jou 'n swaar ding om in jou hart te dra, gee dit vir hom, sê Here, U weet wat om te doen. Vader, U sien elke man en vrou wat voor U staan, U ken elkeen se hart, U ken hulle hele wese, is niks wat in ons harte is, wat nie vir U bekend is nie, wat nie oop is voor U nie, Here. So U verstaan, en U weet waarvoor hulle staan, ek kom vra U, Vader, in die naam van U Seun Jesus Christus, ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees, gryp in elke lewe. Verander die saad waar die saad verander moet word. Verander die wese van daai saad. Here, sodat die oes kan verander. In Jesus naam. Here, maak nie saak wat dit is nie, op watter vlak dit lê nie. Miskien is die mense wat vervolging ervaar en beleef. Ek bid in Jesus naam dat U die harte verander van die wat vervolg, en dat hulle wese sal verander, en ook hulle wat dit beleef, die vervolging beleef, Here, dat hulle Jesus sal leef op so 'n manier, dat die ander nie anders sal kan as om te sê, Jesus is waarheid nie, Jesus is lewe nie. Dankie dat U dit doen, dankie dat U ingryp in elke omstandigheid, in elke lewe, in Jesus se naam, dat U kragtig bonatuurlik ons lewens aanraak, en dat U ons help om hierdie pad saam met U te stap. Ek bid dit in die naam van Jesus, die Koning van die konings. Amen.